Welkom by die Junie-episode van AfriForum in Fokus. Vandag kyk ons na verskeie kwessies van skokkende misdaadstatistieke en ernstige veiligheidsvrae na die tragedie in die Kruger Wildtuin, tot groeiende kommer oor staatsbeheer, infrastruktuur en burgerregte. Ons fokus ook op AfriForum se regsaksies oor die Graaf-Reinet naamsverandering, die omstrede Gauteng nommerplaatprojek en beweringe van rassediskriminasie binne die Johannesburgse Vereniging van Advokate. Verder gesels ons oor waarom gemeenskapsveiligheid, openbare deelname en kulturele selfstandigheid volgens AfriForum belangriker as ooit is in 'n tyd van toenemende druk op staatsinstellings. In die hoofvrakke: misdaadstatistieke, plaasaanvalle, skokvoorval in die Kruger Wildtuin en Gauteng nommerplaatprojek. Misdaadstatistieke, SAPD, val gemeenskap sonder 'n magsvermenigvuldiger. AfriForum sê die jongste misdaadstatistieke wys dat die SAPD steeds sukkel om gemeenskappe doeltreffend te beskerm. Hoewel sommige geweldsmisdade effens afgeneem het, bly misdaadsvlakke landwyd kommerwekkend hoog. Volgens ons werk 'n sentrale polisieeringsmodel nie doeltreffend nie, omdat gemeenskappe se veiligheidsuitdagings van streek tot streek verskil. Ons verwelkom daarom die waarnemende minister van polisie se positiewe houding teenoor samewerking met plaaslike veiligheidsstrukture. AfriForum meen amptelike samewerking tussen die SAPD en gemeenskapsveiligheidsstrukture is noodsaaklik om misdaad beter te bekamp. Ons 177 plaas- en buurtwagte dien reeds as 'n belangrike magsvermenigvuldiger vir die polisie. Volgens Jacques Broodryk moet die samewerking nou amptelik gemaak word, sodat gemeenskappe werklik verbetering in veiligheid kan ervaar. Regering swyg steeds oor landelike geweld, ondanks 10 plaasaanvalle in Mei. AfriForum sê die regering se stilswye oor 10 plaasaanvalle en verwante gewelddadige voorvalle wat in Mei aangemeld is, wys dat die erns van landelike misdaad steeds onderskat word. Verskeie slagoffers is aangerand, vasgebind en ernstig beseer, terwyl 2 plaaswerkers in Limpopo geskiet is. Volgens AfriForum is verskeie aanvalle slegs afgeweer danksy die vinnige optrede van plaaslike veiligheidsnetwerke en gemeenskapsveiligheidsstrukture. Ons meen boere, plaaswerkers en landelike inwoners leef steeds onder 'n ernstige veiligheidsbedreiging en doen 'n beroep op gemeenskappe om betrokke te raak by plaaslike buurt- en plaaswagte. AfriForum sê hy sal voortgaan om veiligheidsnetwerke uit te brei en gemeenskappe op te lei om hul eie veiligheid te versterk. Skokvoorval in Kruger Wildtuin, 'n saak van nasionale belang. AfriForum het sy medelee uitgespreek met die families van die 2 toeriste wat in die noordelike deel van die Kruger Wildtuin gesterf het en vra dat die ondersoek as 'n saak van nasionale belang hanteer word. Volgens ons laat die voorval ernstige vrae oor besoekers se veiligheid ontstaan en moet daar dringend duidelikheid en deursigtigheid oor die omstandighede wees. Ons waarsku dat enige moontlike kriminele betrokkenheid deeglik ondersoek moet word. Jacques Broodryk sê die veiligheid van toeriste en besoekers aan nasionale erfenisterreine moet 'n prioriteit bly en doen 'n beroep op owerhede om alle beskikbare hulpbronne in die ondersoek te gebruik. AfriForum bied hommeltuie na Kruger Wildtuin tragedie, eis duidelike plan om besoekers te beveilig. AfriForum het sy gemeenskapsveiligheidsstrukture en hommeltuie vir die departement van bosbou, vissery en die omgewing, sandparke en wetstoepassers aangebied na die dood van 2 toeriste in die Kruger Wildtuin. Ons sê die tragedie laat ernstige vrae ontstaan oor veiligheid en reaksievermoë in die park. Volgens Lambert de Klerk, AfriForum se bestuurder vir omgewingsake, moet die veiligheid van besoekers as 'n saak van nasionale belang hanteer word. AfriForum vra ook dat sandparke en die departement 'n duidelike plan bekend maak om veiligheid in afgeleë dele van die wildtuin te verbeter, onder meer deur beter patrollies, vinniger noodreaksie en sterker samewerking tussen veiligheidsrolspelers. Jacques Broodryk, AfriForum se hoofwoordvoerder vir gemeenskapsveiligheid, sê AfriForum is bereid om deel van die oplossing te wees om openbare vertroue in die park se veiligheid te help herstel. AfriForum waarsku die departement teen voortsetting van Gauteng se nommerplaatprojek. AfriForum het die Gautengse departement van vervoer en die kantoor van premier Panyaza Lesufi gewaarsku om die uitrol van nuwe nommerplate te staak totdat die mededingingstribunaal se saak teen 3 vervaardigers afgehandel is. Ons dreig met hofaksie indien daar nie gehoor gegee word aan ons versoek nie.
Die waarskuwing volg nadat die mededingingskommissie bevind het dat die land se 3 vervaardigers van blanke nommerplate glo saamgespan het om pryse op te stoot. Afriforum meen dit sal onbillik wees om Gautengse motoriste nou te verplig om nuwe plate teen buitensporige pryse aan te skaf. Volgens Louis Boshoff van Afriforum behoort die projek eerder opgeskort te word totdat daar meer duidelikheid oor koste en die ondersoek is. Eer die nalatenskap van voorgeslagte met toegewyde beginselvaste werk op Afrika Dag. Afriforum het op Afrika Dag 'n beroep op kultuurgemeenskappe en burgerlike organisasies gedoen om die nalatenskap van vorige geslagte te eer deur te werk aan 'n veilige en voorspoedige toekoms vir komende geslagte. Ons sê groter fokus moet geplaas word op kulturele identiteit, vryheid, selfstandigheid van gemeenskappe en samewerking tussen verskillende kultuurgemeenskappe. Volgens Barend Eis kan Afrika se potensiaal ontsluit word wanneer gemeenskappe verantwoordelikheid neem, hul kulturele selfvertroue versterk en saamwerk waar moontlik. Afriforum waarsku teen militarisering van rampbestuur te midde van weermag se eie krisis. Afriforum waarsku teen planne om die South African National Defence Force 'n groter rol in rampbestuur te gee, terwyl die weermag self onder ernstige druk verkeer. Ons verwys na berigte oor swak toestande vir soldate, onderbefondsing en die lugmag se helikoptervloot wat glo weens brandstof en instandhoudingsprobleme nie operasioneel is nie. Volgens ons verswak dit reeds Suid-Afrika se vermoë om op rampe te reageer. Taryn Cooks, rampbestuurspesialis van Afriforum, sê die weermag behoort slegs 'n ondersteunende rol tydens rampe te speel en nie gebruik te word om mislukkings in die staat se rampbestuurstelsel toe te smeer nie. Ons meen die fokus moet eerder wees op beter funksionering van provinsiale rampbestuurstrukture en groter aanspreeklikheid by die nasionale rampbestuursentrum. Afriforum eis deursigtigheid van Johannesburg se Vereniging van Advokate oor rasse-diskriminerende praktyke. Afriforum het die Johannesburgse Vereniging van Advokate skriftelik genader om inligting te verskaf oor beweringe van rassegebaseerde diskriminasie in hul pupilskap toelatingsproses. Die stap volg na 'n dispuut waarin advokaat Mark Oppenheimer die Vereniging van Rasgebonde toelatingspraktyke beskuldig het, terwyl die JSA dit as disinformasie verwerp het. Afriforum sê die publiek het 'n reg op duidelikheid en vra onder meer vir data oor aansoeke, toelatings en die rasse en geslagssamestelling van kandidaate sedert 2016, as ook die kriteria en beleide wat gebruik word. Volgens Afriforum is dit noodsaaklik vir openbare vertroue in die regsberoep dat die proses deursigtig en meritokraties bly en dat die JSA sy beweringe met bewyse kan staaf. Ons sê verder onduidelikheid sal net meer vrae oor die stelsel laat ontstaan. Hersiening van damregulasies bevestig ernstige tekortkominge. Afriforum sê die Departement van Water en Sanitasie se besluit om sy voorgestelde damregulasies wesentlik te hersien, bevestig ernstige tekortkominge in die oorspronklike raamwerk. Die departement het aangekondig dat die regulasies nou verder hersien en weer vir openbare kommentaar oopgestel sal word na wydverspreide teenkanting en regsbekommernisse. Ons voer aan dat die voorgestelde regulasies openbare toegang tot damme, private eiendomsreg en bestaande wettige gebruike kon benadeel, terwyl nuwe beheerstrukture moontlik buite die departement se wetlike bevoegdhede sou val. Volgens Afriforum wys die besluit ook hoe belangrik openbare deelname en burgerlike toesig bly wanneer nuwe regulasies oor openbare hulpbronne oorweeg word. Ons sê toekomstige regulasies moet duidelik, wettig en in lyn met bestaande regte wees om verder onsekerheid en wantroue te voorkom. Afriforum nader hof om Graaf Reinet se naamsverandering te hersien. Afriforum het die Hooggeregshof in Pretoria genader om minister Guyton McKenzie se besluit om Graaf Reinet se naam te verander te hersien. Ons sê die dorp se naam dra groot historiese en kulturele betekenis, veral vir Afrikaners, en voer aan dat die meerderheid inwoners teen die verandering gekant is. Volgens Afriforum is inwoners ook bekommerd oor die koste van die naamsverandering, die moontlike impak op toerisme en die feit dat die dorp reeds met ernstige infrastruktuurprobleme worstel. Afriforum meen verder, die proses rondom die verandering was ongrondwetlik en sê owerhede fokus te veel op simboliese kwessies, terwyl dienslewering en plaaslike probleme agterweë bly. Die saak sal nou deur die hof oorweeg word.
Melchisedek verskywing, oorwinning vir menseregte na hofaansoek vir afdwing van hofbevel van die hand wys. AfriForum verwelkom die Hooggeregshof in Pretoria se besluit om met Tshwane Metro se aansoek vir die onmiddellike verskywing van sowat 450 inwoners van die Melchisedek gebou van die hand te wys. Die metro wou inwoners na 'n tentdorp in Gesina verskuif, maar die hof het beslis dat die proses nie voortgaan nie. AfriForum sê die uitspraak bevestig dat regsprosesse en menseregte nie deur haastige optrede omseil kan word nie. Volgens ons sou die verskywing ernstige gevolge vir inwoners van beide Melchisedek en Gesina kon inhou en moet die fokus eerder wees op volhoubare en menswaardige oplossings. AfriForum doen nou 'n beroep op die Tshwane Metro om saam met gemeenskappe en rolspelers te werk om 'n beter oplossing vir die inwoners te vind. AfriForum waarsku teen tweeledige regstelsel in politikus se vuurwapensaak. AfriForum sê die hantering van die strafsaak teen politikus Tapelo Amat skep die indruk van dubbele standaarde in die toepassing van die wet. Dit volg nadat 'n video van Amat wat 'n vuurwapen in die openbaar by 'n begrafnis in Soweto afvuur, wyd versprei het op sosiale media. AfriForum het meer as 'n maand gelede strafregtelike klagte ingedien, maar sê daar is steeds geen duidelike vordering met die ondersoek nie. Hoewel die polisie die saak aanvanklik oopgemaak het, is terugvoer beperk en die ondersoek is intussen na 'n provinsiale eenheid oorgeplaas. AfriForum waarsku dat gewone burgers vinnig in soortgelyke sake gearresteer word, terwyl hierdie ondersoek stadig verloop. Dit laat vrae ontstaan oor gelyke toepassing van die wet. Ons sal die saak bly moniteer en vra dat die SAPD die publiek oor die vertraging inlig. Polisiekonstabel wat by veediefstal betrek is, oneervol ontslaan. 'n Polisiekonstabel van die SAPD se veediefstal eenheid in Standerton is volgens berigte oneervol uit die polisiediens ontslaan omdat hy tereg staan op aanklagte van veediefstal ter waarde van sowat R450 000. AfriForum verwelkom die stap en sê dit stuur 'n belangrike boodskap dat korrupsie en misdaad binne die polisie nie geduld moet word nie. Volgens Henny Becker van AfriForum is dit besonder ernstig wanneer wetstoepassers self by misdaad betrokke word. Hy waarsku ook dat veediefstal steeds 'n groot bedreiging vir boere bly, ondanks 'n afname in aangemelde sake. AfriForum skat dat die landbousektor die afgelope boekjaar meer as R1 miljard verloor het weens gesteelde vee en meen sterker optrede teen syndikaate en korrupte amptenare is dringend nodig. Ngwathe munisipaliteit se stryd om oorlewing bereik finale doodlooppunt na konstitusionele hof uitspraak. Die konstitusionele hof het die Ngwathe munisipaliteit se laaste poging om teen 'n hofbevel vir die ontbinding van sy raad te appeleer met koste van die hand gewys. Dit beteken die 2025 uitspraak wat die ontbinding van die raad en provinsiale ingryping beveel het, staan finaal. Die saak volg op AfriForum se hofaksie oor jare se ernstige diensleweringsprobleme in dorpe soos Parys, Heilbron, Koppies en Vredefort. Die Hooggeregshof het reeds in 2025 bevind dat die munisipaliteit se grondwetlike pligte versuim en ingryping noodsaaklik is. AfriForum beskryf die uitspraak as 'n deurslaggewende oorwinning en sê dit kan as presedent dien vir soortgelyke sake elders. Plaaslike leiers en inwoners het intussen hul verligting uitgespreek en hoop dat herstel en beter bestuur nou kan begin. Oorwinning in matriekuitslaagsaak. IR se verlof tot appel geweier. Die inligtingreguleerder se aansoek om verlof tot appel in die saak oor die publikasie van matriekuitslae is afgekeur. Dit bevestig 'n vorige hofbeslissing in AfriForum en ander partye se guns. Die dispuut het begin toe die Departement van Basiese Onderwys in 2022 probeer het om die publikasie van uitslae te verbied. Die hof het egter bevind dat die publikasie in die openbare belang is en wettig kan voortgaan met eksamenommers as voldoende beskerming vir studente se privaatheid. Die IR het later verdere pogings aangewend om die publikasie te keur, maar dit het ook misluk. In Desember 2025 het 'n volbank regters reeds bevestig dat die uitslae op openbare platforms gepubliseer mag word en dat die departement regmatig opgetree het deur nie die IR se instruksies te volg nie. Volgens ons beteken die finale afhandeling van die saak dat belangrike openbare inligting en sekere forme van anonieme datanavorsing nou sonder regsonsekerheid kan voortgaan.
Watertariewe, Johannesburg Metro aanvaar 65,6% verhoging sonder bekendmaking van belangrike inligting. Die Johannesburg Metro het 'n verhoging van 65,6% in die waterheffing as deel van sy 2026-27 begroting goedgekeur, ondanks herhaalde versoeke vir inligting oor hoe die verhoging bereken is. AfriForum voer aan dat inwoners nie behoorlik oor die voorgestelde verhoging kon kommentaar lewer nie, omdat die metro geen metodologie, koste-analise of verduideliking verskaf het nie. Volgens ons styg die vaste maandelikse wateraanvraag bestuursheffing van R65,08 tot R107,74, maar daar is steeds geen duidelikheid oor waarom so 'n groot verhoging nodig is of hoe die bykomende inkomste aangewend sal word nie. Ons meen dit ondermyn deursigtigheid en betekenisvolle openbare deelname. Steenkool en dieselkontrakte. Eskom lewer uiteindelik kontrakte aan AfriForum na jarelange stryd om deursigtigheid. Na bykans 4 jaar se regsaksie het Eskom uiteindelik 52 steenkool en dieselkontrakte aan AfriForum oorhandig. Die oorhandiging volg nadat die Hoogste Hof van Appel Eskom se finale poging om die openbaarmaking van die dokumente te keer van die hand gewys het. AfriForum beskryf dit as 'n belangrike oorwinning vir deursigtigheid en openbare verantwoordbaarheid. Ons meen, Suid-Afrikaners het die reg om te weet hoe miljarde rande se staatsgeld deur Eskom bestee word. 'n Onafhanklike paneel kundiges sal nou die kontrakte ontleed om moontlike onreëlmatighede of twyfelagtige verkrygingspraktyke te ondersoek. AfriForum sê die saak bevestig dat staatsinstellings aanspreeklik gehou moet word vir hul besteding en besluite. Vuurwapenbeheerkrisis is regering se verantwoordelikheid, nie wetsgehoorsame burgers se nie. AfriForum meen die land se vuurwapenbeheerkrisis spruit nie uit vuurwapens in burgerlike besit nie, maar uit die regering se onvermoë om sy eie wapens te beveilig. Dit volg nadat gesteelde SANW vuurwapens, insluitend 'n granaatwerper, in misdadigers se besit gevind is, terwyl parlementêre antwoorde ook groot verliese van SAPD vuurwapens aan die lig gebring het. Volgens AfriForum toon die feit dat meer as 154 SAPD vuurwapens en 205 vuurwapens van privaat sekuriteitsmaatskappye die afgelope boekjaar van misdadigers teruggevind is op ernstige tekortkominge in beheer en aanspreeklikheid. Jacques Broodryk, AfriForum se hoofwoordvoerder vir gemeenskapsveiligheid, sê dit is onlogies om strenger beperkings op wetgehoorsame vuurwapeneienaars te plaas, terwyl staatsarsenale steeds swak bestuur word. Hy waarsku dat openbare veiligheid slegs verbeter kan word as die regering verantwoordelikheid neem vir die beveiliging van sy eie wapens en die herstel van doeltreffende beheerstelsels. Verbeter bestuur van padongelukfonds voordat nuwe befondsing oorweeg word. AfriForum waarsku dat dit onverantwoordelik is om nuwe heffings vir die padongelukfonds te oorweeg voordat die fonds se bestuursprobleme opgelos is. Dit volg nadat die minister van vervoer, Barbara Creecy, aangedui het dat 'n nuwe befondsingsmodel moontlik deur 'n heffing op lisensieskyfhernuwings ondersoek word. Volgens AfriForum is die padongelukfonds steeds tegnies insolvent met groot agterstande in eise, terwyl ondersoeke na die fonds se bestuur voortduur. Louis Boshoff, AfriForum woordvoerder, sê motoriste behoort nie nog meer te betaal vir 'n stelsel wat reeds deur wanbestuur geknou word nie. Hy waarsku dat voertuigeienaars moontlik dubbel kan betaal deur beide die bestaande brandstofheffing en 'n nuwe lisensieheffing. AfriForum dring daarop aan dat die regering eers bewys dat die fonds doeltreffend bestuur kan word voordat enige nuwe finansiële laste op Suid-Afrikaners geplaas word. Boere se hulpkrete oor bek- en klauseer kan nie afgemaak word nie. AfriForum sê 'n uitgelekte e-pos waarin 'n noodroep oor die bek- en klauseerkrisis glo deur die minister van Landbou se stafhoof as vermaak afgemaak is, ondermyn boere se vertroue in die departement se hantering van die krisis. Volgens ons is dit onaanvaarbaar dat boere se bekommernisse nie ernstig opgeneem word terwyl hulle hul kudde en lewensbestaan probeer beskerm nie. Lambert de Klerk, AfriForum se bestuurder vir omgewingsake, sê boere benodig dringende optrede, toegang tot enstowwe en groter betrokkenheid by die inentingsstrategie.
AfriForum dring daarop aan dat die privaat sektor, landbouorganisasies en privaat veeartse volwaardig by die verkryging, verspreiding en toediening van enstowwe betrek word. Volgens ons kan voedselsekerheid en boere se voortbestaan nie verder deur stadige besluitneming en swak samewerking en gedrang gebring word nie. AfriForum vra minister om besnoeiing van brandstofheffing te verleng. AfriForum het 'n beroep op die minister van Finansies Enoch Godongwana gedoen om die huidige verlaging van die brandstofheffing permanent te maak of ten minste aansienlik te verleng. Die organisasie waarsku dat die beplande beëindiging van die verligting op 1 Julie verbruikers en ondernemings weer aan hoë brandstofpryse kan blootstel. Volgens Ernst van Sail, AfriForum se hoof van openbare betrekkinge, bly die situasie in die Midde-Ooste onseker en hou dit die risiko van verdere oliepryskokke in. Hy meen die regering moet alles moontlik doen om die druk op huishoudings en die ekonomie te verlig, eerder as om die impak bloot tydelik uit te stel. Ons sluit af met 'n waarskuwing. AfriForum waarsku grondeienaars teen die risiko van 'n hoë winterveldbrandseisoen vir 2026. AfriForum doen 'n beroep op grondeienaars, boere en gemeenskappe om voor te berei vir 'n hoë risiko veldbrandseisoen wat tot Augustus duur. Die waarskuwing volg nadat die Nasionale Rampbestuursentrum verhoogde veldbrandgevare vir groot dele van die land geïdentifiseer het, veral in Mpumalanga, KwaZulu-Natal, die Oos-Kaap, Gauteng, Limpopo en Noordwes. Volgens AfriForum skep die kombinasie van goeie somerreën, digte plantegroei, sterk winde en bo-normale temperature ideale toestande vir ernstige veldbrande. Die verwagte ontwikkeling van El Niño later vanjaar kan die risiko verder verhoog. Tarien Cooks, AfriForum se rampbestuurspesialis, maan grondeienaars om brandstroke in stand te hou, brandbare materiaal te verwyder, brandbestrydingstoerusting gereed te hou en by plaaslike brandbeskermingsverenigings betrokke te raak. AfriForum moedig inwoners ook aan om weerwaarskuwings noukeurig te volg en betyds voorsorgmaatreëls te tref. Dit is al van my kant af. Raak deel van die oplossing en sluit aan by AfriForum.